is 'n lekker enetjie. Ek's in die vloot op die Presidentstein, 'n fregat in die dokke in Kaapstad, in die Kaapstad nie, jammer, in Simonstad. En een van die ouens in die skeepskantoor kom na my en sê, "Doepie, hoekom vat jy nie jou 7 dae nie?" Nou ja, jy het mos hier jou eerste jaar 7 dae en jou tweede jaar 14 dae verlof. Ek het nog nooit daaraan gedink nie. En dis in die middel van die winter, so Junie se kant. En ek dog toe, hoekom nie? Ek sê, "Oké." Hy sê, "Kom ons begin dit sommer nou Vrydag, ek sal die dinge deurkry." Hy kry dit reg en Vrydagmiddag 5:00 sê hy vir my, "Hier is jou papiere, jy het af. Totsiens, sien jy weer volgende Vrydag." Jong, ek dog dit fantasties. 5:00, 6:00 die middag by Simonstad spring ek in die pad. Ek het nou treinkaartjies, maar ek besluit nee, wat, ek gaan maar ry loop. Val in die pad, jong. Toe ek my weer kry, is ek nou al lekker ver. Vind ek uit, okay, dis nou Gordons Bay verby en ons is op pad Knysna toe, Knysna. Is dit nou ergens op die N1 op pad noord? Ek hoop so, want jong, ek probeer nou ons in Pretoria uitkom. En toe vind ek uit, nee, ek's nou op pad Port Elizabeth toe. Dis nou nie te lekker nie. Maar die mense was toe fantasties gaaf geweest. En hulle sê vir my, luister man, ons gaan hier in Knysna se wêreld oorslaap, en jy kan agter in ons bakkie slaap in ons hotel. Storie, en môre gaan hulle die motocross jaagstorie doen heeldag, en daarna ry hulle op Johannesburg toe. So as jy wil rondhang op Saterdag, dan kan jy nou met ons rondhang, en dan vat ons jou deur. Spandeer die dag saam met hulle met die motocross, asof vir my 'n wit uniformpie, vra almal vir my, wat is wanneer begin die volgende reisies, almal dink ek's 'n beampte daarso. Maar in elk geval so, was lekker geweest en met baie mooi behandel. Ons ry toe nou op Noupoort se kant toe, waar ook al, om nou by die hoofpad aan te sluit, en daar so 3:00 in die oggend toe pak hulle karretjie op, totaal. En hulle vra vir my, sal jy omgee om na die volgende dorp te hike en vir 'n tou te reël om ons in te sleep. Ek doen dit toe, kry geleentheid in, reël dit, en daar kom 'n ou en hy sê vir my, ek's op pad Johannesburg toe klim. En ek voel nou so goed. Snaaks genoeg, ek onthou, my broer het sy oog ernstig beseer in Kimberley waar hy was, en my maat ons gebel en sê, kom ons almal vasval. En so hierdie ou het groot appels en heerlike kos, ek sê vir hom, nee, ek wil niks eet nie. Ons ry, en toe ons in Bloemfontein kom, nou my ouma en my tannie bly in Bloem, sê iets van binne my, vir my, baie duidelik, klim af. Alhoewel ek 'n geleentheid op, tot omtrent by die huis het, klim uit. En jy moet bietjie tyd hier deurbring. Ek sien hulle nie gereeld nie. Klim uit, en ek soek my tannie se nommer op die telefoonboek, bel haar, sy is te bly ek's daar, sy bly buite op die plaas, sy kom in, sy kom haal my, en dis te feestelik om 'n bietjie tyd met haar deur te bring. Sy sê vir my, dis nou eintlik goed jy's hier, van môre trek ouma van haar woonstel na die ouete huis toe, en ons het juis hulp nodig. Ek voel toe te goed. Wie bly was ek daai dag oorgestap en nie deurgery nie. Die volgende dag toe ons haar nou help trek, was nie baie goedjies, nie van die trek na ouete huis toe, net 'n paar meubeltjies en so aan. Toe sit ek en sê my ouma nou vir die eerste keer in my lewe, dat ons nou persoon tot persoon, privaat alleen, lekker kan kuier. En hier is ek 'n ou in die vloot al. Ek het dit so geniet en so bly gewees ek daai geleentheid gehad het. Van later toe sy oorlede is dit my enigste regtige intieme tyd wat ek met my ouma gehad het. So ek's baie dankbaar vir daai geleentheid. En toe daarna die Dinsdagoggend toe val ek in die pad en baie mooi by die huis gekom. En wat wonderlik was, nou vertel vir my broer met sy oog. Iemand het hom 'n seëning gegee by die kamp in Kimberley. Ons het almal vir hom gevas. En hy was blind geweest, hy 'n bungee cord het hom flat in die oog gevang, 'n lang een wat met groot spoed. En hy het heeltemal blind geraak in hy oog en hy was vir 'n hele week of so blind. En toe die oggend na die seëning toe word hy wakker en hy sit in die eetsaal en eet en so aan en hy's net klaar geëet en hy's op pad na die paradegrond toe besef hy skielik, ek kan sien. Hy het wakker geword en hy kon 100% sien en hy het dit nie eens besef nie, dit was so normaal gewees. Dit het hom eers omtrent 'n uur gevat om te besef, hey, raai wat? So dit was pragtig geweest om daai ervaring te gehad het. En deel daarvan te wees en te sien hoe mense in geloof kan saamkom en die geweldige wonderwerk wat daar gebeur het en dit alhoewel ons so ver uit mekaar uit was en ek hom nie eens gesien het nie, het ons daai baie noue ervaring saam beleef wat vir my tot vandag toe baie mooi is.